Ons kuier vanoggend weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en vandag fokus ons op allergieë by honde en katte en ek gesels nou met Dr. Lee. So Dr. Lee, baie dankie dat ons hier kan wees. Baie dankie dat julle is. Dit is lekker om met julle te gesels. Goed, vertel ons net so 'n bietjie meer oor jouself, net so in 'n neutedop. Ek is deel van die nagspan by Olympus so min of meer vir 2 jaar. En so ek is baie lief vir om 'n bietjie uit te help in die aande met die noodgevalle. En ek het nou onlangs my eie praktyk in Benoni oopgemaak, daar by Naus. Ons is baie opgewonde daaroor. So ja, dit is lekker om deel van die familie hier te wees. Goed, so wat veroorsaak allergieë by honde en katte? So daar's 3 hoofaspekte wat allergie kan veroorsaak. Die eerste ene in die mees algemene is eksterne parasiete, soos byvoorbeeld vlooie. Die tweede een is kosallergieë, so jy kan vir jare lank vir jou hond dieselfde kos voer en hulle kan enige tyd in hulle lewe allergie ontwikkel. En dan die derde aspek, of die moeilikste een sal ek sê, is die omgewingsallergie. So enigiets waarna hulle in kontak kom, ja. Wat is die tekens dat my hond of kat 'n allergie het? By honde is dit, my hond hou my wakker soos hy krap in die nag. So dis daai konstante krap, geïrriteerdheid, 'n rooi velletjie, haarverlies. Met katte is dit bietjie meer algemeen haarverlies op die gesig. Hulle kry roofies om hulle gesiggie en hulle nekkies en hulle kan partykeer wat ons noem overgroom, so hulle kan plekke soos kaal lek. Goed, so vlooie is eintlik so algemeen. Hoe weet ek dat dit 'n oorsaak kan wees? Goedjies om na uit te kyk vir jou hondjies of katjies is, as daar fisies vlooitjies obviously op die liggaampie rondloop tussen die haartjies. Ja. Ongelukkig kan jy nie die onvolwasse vlooitjies met die blote oog altyd raak sien nie. Baie mense sê vir ons, "Ag, my hond het nie vlooie nie." Maar jy kan dit nie regtig sê tensy jy daai voorkomende beheer gebruik nie. Ander dingetjie wat jy ook kan sien is partykeer daai swart plekkies wat in die hare sit. En die honde is baie lief daarvoor om hulle ster te kou as hulle gewoonlik 'n vlooiallergie het. So dis 'n paar leidrade waarna jy kan kyk. Nou, hoe sal 'n mens bepaal of dit kos of die omgewing is wat verantwoordelik is vir 'n allergie? So as ons nou klaar uitgeskakel het dat dit nie vlooitjies is byvoorbeeld nie, die volgende stap is om te kyk na 'n hypoallergenic trial. So dis nou 'n kos wat jy die hond of kat op sit wat geen proteïen in het wat moontlike allergie kan veroorsaak nie, want die mees algemene allergie is veroorsaak deur hoender en beesvleis. So dan sit ons hulle op die hypoallergenic wat gewoonlik 'n dieet is wat gehidroliseer is en dan kyk jy hoe reageer die hond of die kat. Is hy beter? Dan weet ons, okay, dis heel waarskynlik kos. Dan kan ons begin kyk om ander proteïen in te inkorporeer in die dieet en kyk of hulle reaksie het of nie. As dit geen van hierdie goedjies wil werk nie, dan is ons bietjie meer geneig om te dink dis omgewingsallergie. Nou, ek het al gehoor dat kortison baie keer voorgeskryf word vir diere, maar is dit werklik goed vir 'n mens se troeteldiere? So kortison het 'n plek in allergiebehandeling, maar mens moet dit verantwoordelik gebruik. Mens wil nie kortison oorgebruik nie of te veel gebruik nie, want in langtermyn kan dit nadelig wees vir jou hond of kat. Maar in slegte gevalle van allergie is dit die enigste ding wat regtig daai juk onder beheer kry, maar deesdae is ons ook gelukkig, ons het baie ander produkte op die mark wat soos kortison werk, maar nie die neeweffekte het nie, maar hulle is bietjie meer gekonsentreer op omgewingsallergie. Nou, wat sal jy sê is die belangrikste aspek wanneer dit kom by enige behandeling van allergie? As ons sê, okay, jy doen nou jou 12 weke se dierkossies wat jy nou voer wat net 'n spesifieke proteïen het of geen proteïene in het nie, moenie 'n boereworsrolletjie aan die kant gee of iets soos dit nie, want dit beteken die volgende dag is weer dag 1 van daai 12 week periode. Dr. Lee, baie dankie. Dankie, dit was baie lekker geweest en ek hoop mense het 'n bietjie iets geleer van allergie. Nou daar het jy dit, luister vir die veearts en werk saam. Besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting.